Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Dis my gebed dat tydens die aanbidding jy al reeds in daai troonkamer inbeweeg, waarin hy ons nooi. En hy nooi ons en hy vra dat ons kom. En hy nooi jou vanoggend nader en nader aan hom. En dis my gebed dat voordat jy vanmôre hierdie plek verlaat, dat as daar iets was wat jou teruggehou het om geestelik te groei, teruggehou het om te verdiep in die Here, dat dit vanmôre hier agter sal bly, dat die ketting sal breek en dat jy oorwinning sal hê tydens hierdie diens. Amen. Ek wil vanmôre begin deur om vir julle 'n storie te vertel wat vir my nogal snaaks was. Eendag vlieg hierdie Boeing oor die oseaan en soos hy besig is op sy lang vlug, trek daar een van hierdie fighter jets langs hom in. En die pilot van die fighter jet begin met die pilot van die Boeing praat, met die kaptein praat en hy vra hoe dit gaan en al die goedjies en dan sê hierdie pilot van die jet vir die pilot van die Boeing en hy sê vir hom, dit moet verskriklik boring wees om so 'n passasiersvliegtuig te vlieg. Verskriklik boring wees. En die kaptein vra vir hom hoekom? Hy sê want jy kan nie doen wat ek kan doen nie. En die kaptein vra hom, ek verstaan nie wat jy bedoel nie. Hy sê man, kyk, kom ek wys jou gou-gou. En die pilot van die fighter jet begin hom optel en hy druk hom met sy neus in die lug op met 'n spoed en dan bring hy hom aarde toe en hy tol en dan maak hy snaakse bewegings en 'n skerp links en skerp regs en nadat hy hierdie hele vertoning gegee het, kom en hy trek weer langs die vliegtuig in, langs hierdie passasiersvliegtuig. En hy sê vir die kaptein van die passasiersvliegtuig, verstaan jy nou wat ek bedoel? En die kaptein op die radio sê vir hom, my vriend, daar is goed wat jy kan doen, maar daar is goed wat ek kan doen wat jy nie kan doen nie. En die pilot sê, nee, ek verstaan nie. Hy sê, hou mooi dop. En hulle vlieg en 5 minute gaan verby. En die pilot van die jet kyk oor na die Boeing en 10 minute gaan verby. Niks gebeur nie. 15 minute gaan verby. En die kaptein kom terug aan die lug en hy sê, sien jy nou? En hy sê, nee, ek verstaan nie. Jy het niks gedoen nie, jy het absoluut niks gedoen nie. Hy sê, nee, ek het. En daai 15 minute het ek opgestaan. Ek het na die kafeterietjie toe geloop. Ek het 'n koeldrank gaan kry, ek het vir my 'n broodjie gemaak en ek het lekker met die ander passasiers gepraat. Hy vra, kan jy dit doen? Kan jy dit doen? Jy sien baie keer, dan mag ons lewens as Christene mag vir die wêreld daar buite verskriklik boring lyk. Want daar's goed wat ons nie kan doen. Daar's goed wat ons nie kan doen nie. Maar ons het 'n tipe vrede in die binnekant wat die wêreld nie het nie. Ons het 'n tipe vreugde in die binnekant wat die wêreld nie het nie, waarna hulle verlang. En selfs daar mag dalk selfs tye wees en kere wees wat jy na die wêreld kyk. En dan sien jy wat doen hulle en dan wonder jy, maar hoekom mag ons nie hierdie goed doen nie? En of sou dit lekker gewees het as ons dit kon doen, en sou dit, maar ek wil jou herinner vanmôre dat die woord leer ons, dat die plesiere van die wêreld is net vir 'n kort tydjie. Is net vir 'n kort tydjie. Ek het so 'n bietjie gaan lees en dit klink my dat die gemiddelde tyd wat iemand in daai fighter jet kan vlieg en daarin wees is so 3 na 4 ure. Maar op 'n passasiersvliegtuig kan die kaptein vir 20 ure, 22 ure se vlug doen en nog steeds gemaklik wees. Nie ongemaklik wees nie. Ek wil jou herinner vanmôre dat ons vlug mag dalk, van tye mag dit dalk vir die wêreld lyk of dit boring is, maar ons het soveel meer binne in dit, binne in Christus as wat die wêreld het. En die wêreld smag na daai vreugde wat ons het. En as ek moet eerlik wees, my lewe is nie 'n dag boring nie. Nie 'n dag boring nie, man. Die Here is dan saam met my, God is by my, ons het so mooi gesing vanmôre oor die Heilige Gees. Ek dink dit is 'n persepsie.
En die persepsie van die wêreld mag dalk dit wees, maar met ons God by ons is ons lewe vol vreugde en vrede en daar's 'n verhouding met God wat die wêreld nie het nie. Doktinus het so mooi laasweek gepraat oor die God wat ons dien, wat 'n God is wat die onmoontlike doen. 'n God is wat die onmoontlike dinge doen in ons lewens. En dit is so kosbare boodskap, want almal van ons kom op 'n plek in ons lewens waar ons hierdie God nodig het. Ons het nodig dat die Here die onmoontlike doen. Ons het nodig dat hy deurkom finansiëel. Ons het nodig dat hy deurkom in gesondheid of in verhoudings. Ons het hom so dikwels so nodig as die God wat die onmoontlike doen. En ek dink daaraan, baie keer aan ons as Christene vra, maar hoekom moet ons dan deur dieselfde storm vlieg as die ou in die jet? Want ons gaan deur dieselfde storms. En ek besef hierdie week dat sou ons nooit op 'n plek kom waar ons die onmoontlike God nodig het om die onmoontlike genesing te doen nie, sou ons hom nie ken as die God wat genees nie. Sou ons nooit op 'n plek kom in ons lewens waar ons hom nodig het, die onmoontlike God, die God wat die onmoontlike dinge doen, nodig het om vir ons deur te kom finansiëel nie, dan sou ons hom nie geken het as die God wat die onmoontlike doen met voorsiening nie. So ons is ook in hierdie wêreld, ons is ook op hierdie vlug, maar ons ken ons God as die God wat die onmoontlike doen. Ons weet dat ons is nie alleen nie. Ons weet dat ons journey hou nie op na 4 jaar nie, maar dit hou aan en is 'n ewigheidspad waarop ons is. Amen. En daai vreugde en vrede maak dit vir ons die moeite werd. Ja, ek wil so 'n bietjie by Doktinus aansluit vanmôre en die boodskap bring vir jou dat die God wat die onmoontlike doen, wil nie net vir jou die onmoontlike doen nie, maar hy wil ook binne in jou die onmoontlike doen. Die grootste wonderwerke wat ek persoonlik gesien plaasvind het, is nie die dooies wat opstaan nie, maar is 'n man wat sy hart terugkeer na God toe. Is 'n vrou wat verlore is deur 'n klomp goedes in haar lewens en van God vergeet het en dan haar hart na die Here toe draai. En die Here met alles binne in haar begin dien. Daai hart wat verander is die grootste wonderwerk. Dis die grootste onmoontlike ding wat God kan doen. In hierdie lewe kry ons seer. In hierdie lewe gaan ons deur dinge. En daar's soveel keer teleurstellings en seer en bitterheid wat goed veroorsaak in ons lewens en dan begin ons 'n muur rondom dit bou, is dit nie? Soos Jerigo. Ons begin 'n muur bou en dan as soos ons op hierdie journey is, dan vra ons vir die Here om ons te help met al die ander goed. Jesus, kom help my in my verhoudings. Jesus, kom help my in my finansies. Jesus, kom help my in my gesondheid. Maar hierdie goed in hierdie goed moet niemand aanraak nie. Hierdie goed wat ons so 'n muur ombou en niemand by uit kan kom nie. En dikwels is dit goed wat lank terug al reeds gebeur het. Dis goed wat gebeur het toe jy 'n klein seentjie of 'n klein meisiekind was. Dis goed wat gebeur het toe jy 'n jong man of 'n jong vrou was. Iemand iets gesê of iemand iewers onregverdig teenoor jou was. En ons het 'n muur om daai goed gebou. En nou wat ons sê is, dis fyn, die Here moet die onmoontlike doen in al die ander areas van ons lewens, maar net nie hier nie. Want ons glo nie God kan iets hier doen nie. Hoeveel van julle wat vanmôre hierso sit, glo nie, jy moet nie hand opsteek nie, maar glo nie dat God ook die onmoontlike in daai plek in jou hart kan doen nie. Hoeveel van julle glo nie dat die Here die God is wat by wie enigiets moontlik is, en dat hy in daai diepste gedeelte van jou seer wil ingryp en dit genees nie. Ons wil hierdie jaar geestelik groei en is bitter moeilik vir ons om geestelik te groei as ons nie by daai goed uitkom nie. Dis bitter moeilik vir ons om die volheid van die Here te beleef as ons hom nie toelaat om die onmoontlike in daai areas van ons lewens te doen nie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie begin met Lukas 1 waar Doktinus gelees het. En Maria kry hierdie boodskap van die engel af en die engel sê vir haar dat sy gaan 'n kind verwek. En dan vra Maria die volgende vraag in vers 34. Maar hoe is so iets moontlik? Ek het nog nooit eens by 'n man geslaap nie. Daarop antwoord hy, moenie jou bekommer nie, die Heilige Gees sal. Sê die Heilige Gees sal.
hiervoor sorg, die Allerhoogste se krag sal 'n kind in jou verwek. Kyk gou hierso wat gebeur wanneer ons 'n boodskap ontvang. En hier is 'n menslike ding wat hier gebeur. Wat gebeur wanneer daar 'n boodskap na ons toe kom wat die Here sê, ek gaan die onmoontlike in jou hart doen. Ek gaan die onmoontlike doen, daai seerplek, daai verlede, daai plek wat jy al so mooi toegepluister het. Ek gaan daar werk en ek gaan dit gesond maak. Kyk wat is die menslike natuur. Maria sê, hoe is so iets moontlik? Ek is nie goed genoeg nie. Nee, maar ken jy my teleurstellings? Ken jy my onvermoë? Ek het dan al soveel keer probeer. Ek is dan die een wat al soveel keer hieraan gewerk het. Ek het my beste al gegee. Ek kan nie. Wat doen Maria? Sy skuif die fokus na wie toe? Na haar toe. Amen. Sy skuif die fokus na haar toe. Wat gebeur is, God kom met 'n boodskap vanoggend na jou toe en hy sê, ek wil in daai diepste gedeelte van jou, in daai diepste seer, in daai diepste teleurstelling, wil ek ingryp en 'n wonderwerk doen vanmôre. En dan begin die gedagtes, maar hoe kan dit met my gebeur? Is ek goed genoeg? Wat doen die engel dadelik? Want toe skuif die engel die fokus na die krag van die Heilige Gees. Na die krag van God. Kom nou kerk. Soveel keer aan ontvang ons woord, soveel keer aan hoor ons, die Here gaan vir ons deurkom, ons hoor dit gaan goed gaan, ons hoor die Here gaan iets bewerkstellig, ons hoor daar gaan 'n wonderwerk plaasvind, en die eerste gedagte wat ons het is, maar hoe kan dit met my gebeur? Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek hierdeur? Ek het dan nou al soveel keer probeer, en die Here wil vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees wil vanmôre vir jou sê, dis nie deur jou krag dat God dit gaan doen nie, dis deur sy krag, dis deur die krag van die Allerhoogste God dat hy daai dinge in jou lewe gaan doen. Dis hy. Wanneer die Heilige Gees kom, sal hy. Dis so groot voorreg wat ons het om 'n God te dien, wat wanneer ons in ons swakste is, wanneer ons op ons swakste is, dan is hy op sy sterkste. Wanneer ons nie weet wat om te doen nie, weet hy wat om te doen. Wanneer ek en jy nie meer 'n antwoord het nie, het hy 'n antwoord. Wanneer ek en jy wil opgee, is hy daar om ons te help. En al wat hy vir Maria vra, en al wat die Here vanmôre vir jou vra in inleiding tot hierdie boodskap is, ek wil hê jy moet glo. Ek wil hê jy moet aanhou. Ek wil hê jy moet aanhou. Ek wil nie hê jy moet ophou nie. Hou aan, glo, bly gehoorsaam, bly staan op jou geloof, moenie ingee nie, bly glo. En ek sal hierdie ding verwek in jou lewe. Soveel keer dan begin ons met ons journey, ons hoor hierdie boodskappe en dan sê ons, weet, ek gaan vanmôre 'n keuse maak, ek gaan vanmôre weer begin Bybel lees, ek gaan weer begin bid, ek gaan my pad vat en dan gebeur daar goed op ons lewens en dan hou ons op. Dan hou ons op. Ons stop. As die ware stop ons nie net nie, ons vat 'n paar tree terug. En ons draai terug na die dinge van die wêreld toe en ons gaan soek weer antwoorde in die wêreld. Ons gaan soek weer antwoorde in die plesiere van die wêreld. En dan hoor ons weer 'n boodskap en dan begin ons weer en dan hou ons op. En die Heilige Gees kom vanmôre, hy wil jou vra vanmôre, al wat ek vra is moenie ophou nie. Moenie ophou nie. En as jy opgehou het in die verlede, kies vandag om te sê ek gaan aanhou. Ek gaan nie teruggaan nie. Ek gaan nie al die pad terugdraai tot waar ek was nie. Dis nie nodig nie, kerk. Dis nie nodig nie. Hervat daai plek waar jy is met die Here vanmôre en sê ek gaan aanhou. Ek gaan aanhou want hy gaan iets groots in my lewe doen. Ek glo dit. Toe ek jonger was. Toe dit dikwels gebeur. En ek dink julle sal met my saamstem in julle lewens. Dit het dikwels gebeur dat ek ongeduldig was. Ek sou iets aanpak, 'n nuwe werksgeleentheid aanpak of 'n nuwe besigheid begin of iets en dan as dit nie vinnig genoeg vrug lewer nie, wat gebeur? Dan skuif ons. As dit nie vinnig genoeg doen wat ek gehoop het dit doen nie, dan verander ek, dan gaan doen ek weer iets anderste. Dit het goeie uitwerkings gehad. Vandag kan ek 'n klomp goed doen. Maar nie een van daai dinge wat ek aangepak het toe ek jonger was, het tot die volheid gekom van dit wat God wou gehad het dit moes wees nie.
Dis eers toe ek ouer word wat ek begin besef, maar luister, die goeie goed kom na die toe wat wag. Die toe wat aanhou. Die toe wat nie opgee nie. As ek vir die jong mense iets kan sê vanmôre, moenie te vinnig quit nie, moenie te vinnig ophou nie. Stiek dit bietjie uit by daai werk. Bly bietjie vas, hou vas daar, bly net so bietjie vashou, moenie te vinnig opgee nie. Want is so ons mense natuur dat as iets nie nou vrug lewer nie, dan wil ons dit los. En as dit kom by ons godsdienst, dan weet ons dat al wat gaan gebeur is, ons gaan net weer op 'n latere stadium moet sê, dis nou weer tyd om my verhouding te hervat. 2 weke terug, wie van julle was in die diens wat ek gepreek het oor God is die God van gister, vandag en môre? Ek het soveel mooi terugvoer ontvang. Soveel mooi boodskappe ontvang. Mense wat sê daai boodskap het hulle lewe geraak. Ek het iemand gehad wat my 'n boodskap gestuur het en gesê het, "Pastor, dit was jou beste preek nog." En ek het daarna gekyk en ek so dankbaar. Maar dit het my met 'n probleem gelos. Ek het teruggegaan na die Here toe en ek het vir die Here gaan vra, "Here, wat het ek anderste gedoen as wat ek elke week doen? Wat anderste?" En ek praat sommer namens die pastore, maar elke week gaan soek ons die aangesig van die Here. Elke week wag ons by sy voete tot hy vir ons 'n woord gee. En die oomblik wat hy die woord gee, dan vat ons dit na die skrif toe en dan gaan kyk ons in die skrif, ons gaan soek konteks en dan bestudeer ons die woord tot ons hom vashet. En dan gaan ons na die Here toe, na die Heilige Gees toe en ons wag op 'n salwing van hom af. Want sonder daai salwing kan ons nie preek nie. Amen. En dan wanneer dit kom, dan daag ons op met 'n boldness van dit wat God vir ons sê en ons bring die boodskap. En ek het niks anders gedoen nie. Ek het niks anders gedoen die weke voor dit nie en vanmôre niks anders gedoen nie en dit los my met die vraag, Here, wat het dan in daai Sondag gebeur? En die antwoord is Jesus het opgedaag. Kom nou. Jesus het opgedaag. Jesus het opgedaag. Wanneer Jesus opdaag, gebeur daar goed in mense se lewens. Jy kan nie dieselfde bly nie. Wanneer die Here opdaag en jy beleef hom, dan gebeur daar goed. En die Here wil elke keer wat ons by mekaar kom, so iets so spesiaal doen. Is dit nie? Elke Sondag. Miskien het jy die Here spesiaal ervaar of op 'n mooi manier ervaar 2 weke terug. Maar ek het 'n belewenis gehad laasweek terwyl Dok gepreek het. Sy boodskap was vir my asof die Here direk met my praat, in my hart en praat. Ek het die teenwoordigheid van Jesus so tasbaar beleef. Want Jesus is geen aannemer van persoon nie. Hy wil elke keer iets spesiaal doen. En ons weke wat miskien jy dalk nie 'n boodskap stuur en sê, "Jeg, dit was kosbaar nie," maar as iemand anderste wat die Here beleef het. Jesus werk dalk nie elke week op dieselfde manier nie, maar ek wil jou vanmôre waarborg dat Jesus, wanneer ons by mekaar kom, is Jesus hier. Wanneer jy hom soek, is hy daar. Wanneer jy bid, is Jesus daar. Wanneer jy die skrif lees, is Jesus daar. Wanneer jy op sy woord staan, is Jesus daar. Wanneer jy vergewe, is Jesus daar. Wanneer jy hierdie goed wat die woord ons vertel toepas, is hy daar. Hoekom ophou? Hoekom ophou? Al wat hy ons vra is om aan te hou. Aan te hou glo. Blaai saam met my na Handelinge 4 toe en ek wil julle wys wat 'n kosbare belewenis die kerk in Handelinge 2. Wat 'n belewenis die kerk in Handelinge gehad het. Toe Pinksterdag aanbreek, was al die gelowiges in die kamer waar hulle gewoonlik, by mekaar gekom het. Die 53 vertaling sê hulle het eendragtig by mekaar gekom. Die King James sê they were at one accord coming together. Skielik het hulle 'n geweldige dreuning bokant hulle in die lug gehoor. Dit het soos 'n reuse stormwind geklink. Dit het die hele gebou waarin hulle was gevul. Toe sien hulle iets wat soos 4 vlamme lyk oor elkeen van hulle kom. Almal is toe met die Heilige Gees volgemaak. Amen. Hulle het dadelik in ander tale begin praat. Die Gees het hulle in staat gestel om dit te doen. Wat 'n kosbare belewenis. Wat 'n kosbare belewenis. Daar is al Sondag gewees dat terwyl
jy dalk hier sit en nie noodwendig daai selfe belewenis het nie wat iemand anderste die Heilige Gees voel op hom neersak het. Daar was sondae hier gewees waar jy miskien dalk nie noodwendig dieselfde belewenis gehad het nie, waar die Heilige Gees in iemand net aan hom geraak het en die krag van Jesus opgedaag het en hy bevry geword het tydens die diens. Daar was dalk al sondae gewees waar nie almal rondom jou opgewonde was nie. En nie almal rondom jou so excited was nie, maar jy was so bewus van die aanraking van die Here. Amen. En Jesus, wanneer ons by mekaar kom, is dit wat hy wil doen. Wat vir my hier mooi is en uitstaan, hy sê gewoonlik, soos hulle gewoonlik by mekaar gekom het, soos hulle die gewoonte gehad het om te doen. Hulle het aangehou by mekaar kom. Hulle het dit 'n gewoonte gemaak. Kom nou kerk, dis tyd dat ons sekere goed in hierdie woord 'n gewoonte maak. Dis tyd dat ons om te bid 'n gewoonte maak. Dis nie 'n slegte gewoonte nie. Dis nie 'n slegte gewoonte om elke oggend vroeg op te staan, die aangesig van die Here te soek en te bid voordat jy met jou dag begin nie. Dis nie 'n slegte gewoonte om die woord van God te leer sodat jy hom kan quote wanneer iemand iets sê en jy weet dis nie die waarheid nie. Dis nie 'n slegte gewoonte om op die woord van God te staan, die Bybel byderhand te hê en dit te lees en te ondersoek, sommer 2-3 keer 'n dag nie. Dis goeie gewoontes. En die skrif sê dat hulle was soos hulle gewoonte was. En wat gebeur? Die Heilige Gees daag op. Die Heilige Gees daag op. Die Heilige Gees daag op. As ons hierdie woord van God 'n gewoonte maak, deel maak van ons lewens. Ek praat nie van 'n gewoonte wat dit nie meer iets beteken nie. Ek praat van 'n gewoonte waar hierdie vir jou kosbaar is. Jy kan nie daar sonder gaan nie. Wie van julle gaan uit die huis uit en borsel nie tande nie? Okay. Ek het gehoop ek sien nie hande nie. Wie van julle borsel tande is voordat jy in die huis uit gaan? Ja, ek het 'n paar hande wat nog steeds nie opgaan nie. Ek is bekommerd. Sou jy dan sê dis 'n goeie of 'n slegte gewoonte? Dis 'n goeie gewoonte. Maar hoekom wanneer ons praat oor die woord van God 'n gewoonte maak, dan dink ons is 'n slegte ding? Ons moet dit 'n gewoonte maak. Ons moet aanhou. Ons moet aanhou sonder ophou en dan sê die woord van God vir my, dan sal die Heilige Gees opdaag. Sê vir die persoon langs jou, hou aan. Die Heilige Gees sal opdaag. Sê vir die persoon langs jou, hou aan. Die Heilige Gees sal deurkom. Nou ja, wanneer die Heilige Gees kom, wanneer die krag van die Allerhoogste kom, dan sal daar deurbraak wees. Matteus 18 vers 20, en ek het gevra om tot van die Amplified sit, sê die volgende: For wherever 2 or 3 are gathered, drawn together as my followers, into my name, there I am in the midst of them. Waar 2 of meer by mekaar kom, daar is ek in hulle teenwoordigheid. Ek dink is die message wat sê, there my presence is in the midst of them. Wanneer ons by mekaar kom, is Jesus daar. Sit op Matteus 5. Matteus 5 vers 8 sê die volgende: Blessed, happy, enviable, fortunate, and spiritual prosperous, possessing the happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His grace, regardless of their outward condition, are, en ek het gevra om dit op die Amplified sit, hierdie groot Brit sit, are the pure of heart, for they shall see God. Elke keer wat ons by mekaar kom, is Jesus daar. Elke keer wat ons die woord van God oopmaak, is Jesus daar. Elke keer wat ons in die sel by mekaar kom, is Jesus daar. Elke keer wat jy jou vrou se hand vat en vir haar bid, is Jesus daar, my vriend. Elke keer wat jy voordat jy 'n besigheidsbesluit maak en jy sê vir die mense saam met jou, kom ons bid saam, is Jesus daar. En as jou hart opreg is, sal die Here vir jou deurkom. God kyk nie na die mens soos ons na die mens kyk nie. Wat beteken dit? Jesus kyk nie na jou en sê, ja, maar jy het nou 'n fout vanoggend gemaak, so ek gaan nie deurkom vanoggend vir jou nie. Jy weet, jy is nou nie so perfek soos ek jou wou gehad het nie, so ek gaan dit nou nie vir jou doen nie. Nee, die Here kyk na die hart van die mens.
Hy kyk na die hart van die mens en dan kom hy deur. Gaan vir my na Handelinge 1 vers 4 toe. Handelinge 1 vers 4, een keer toe hulle almal so saam was, een keer, dit verwys na dat daar 'n paar kere was. Een keer toe hulle so saam was, het Jesus vir hulle gesê, moenie uit Jerusalem weggaan nie. Bly daar, totdat my Vader die belofte wat hy aan julle gemaak het, waar laat word. Hou vir my daai skrif daarop. Bly daar. Sê vir die persoon langs jou, bly daar. Bly waar? Bly daar. Bly in gebed. Bly op die woord van God staan. Bly daar. Bly vashou aan wat hierdie skrif vir jou sê. Bly lewe spreek. Bly daar. Wag op die Here, maar wag in sy teenwoordigheid. Wag op hom, maar wag daar waar hy is. Bly in geloof staan. Waar moet jy bly? Bly staan daar waar hierdie woord van ons vra om te staan. Bly in gehoorsaamheid staan. Bly daar. En jy vra Dani, maar hoe lank nog? Hoeveel keer nog? Hoe lank moet ek nog bid? Hoe lank moet ek nog op die woord van God staan? Hoe lank moet ek nog die woord van God verklaar? Hoe lank nog? Totdat. Sê totdat. Totdat. Jy staan op die woord van God. Jy bly daar totdat. Jy hou vas aan wat die Here gesê het totdat. Jy hou vas, jy bly vergewe. Dani, hoeveel keer nog? Totdat. Jy bly vergewe totdat. Jy bly die Here se aangesig soek totdat my Vader, totdat God, jou God, wat jou ken, van aangesig tot aangesig, die God wat jou geskape het, die God wat 'n plan vir jou lewe het, die God wat jou begin en jou einde ken, totdat jou God, die God wat jou so lief het, wat sy kind vir jou gegee het, en hom nie gespaar het nie, sodat jy gered kan word, totdat jou God, die God wat elke haar op jou kop ken, die God wat jou hart ken, jou begeertes ken, die God wat jou seer ken, bly daar totdat daai God, die beloftes wat hy aan jou gemaak het, laat waar word het. Bly daar. Kind van God, moenie opgee nie. Moenie ophou net omdat dit nie nou werk nie. Moenie ophou net omdat jy nie die resultaat sien nie. Bly daar. Bly daar totdat jou God in wie jy glo, die beloftes wat in hierdie woord opgeskryf is aangaande my en jou, tot vervulling bring. Bly daar tot dan. Die Heilige Gees praat met my in die week oor hierdie boodskap en hy sê, Dani, daar's mense wat daar gaan sit, wat nie meer daar bly nie. En ek vra jou vanmôre, waar bly jy? Nie sê ek bly stil nie. Moenie stil bly, nie hier in hierdie kerk nie. Waar bly jy? Waar wag jy op die belofte van God om waar te word vir jou lewe? Bly jy in geloof of staan jy in ongeloof al teen hierdie tyd? Bly jy in gebed nog steeds staan of het jy opgegee in gebed? Bly jy nog steeds op die woord van God staan en die beloftes wat hierin geskrywe staan of het jy besluit om maar die wêreld se opinies en die wêreld se raad te volg? Waar bly jy? Bly jy nog in gehoorsaamheid staan en wag op die belofte van die Here? Of het die jetplane en dit wat die ou in die jet kan doen, dan ontloklik geraak? Want elkeen van ons wat hier sit vanmôre het 'n begeerte vir die Here om deur te kom in ons lewens. Elkeen van ons wat hier sit vanmôre, jy het nie hiernatoe gery omdat jy nie 'n begeerte het nie. Jy het hiernatoe gery omdat jy somewhere vir iets in jou lewe bid en hoop dat die bonatuurlike God bonatuurlik in daai ding sal ingryp. Maar my vraag vanmôre is, waar wag jy? Waar wag jy? Ons kan nie in sonde wag en verwag dat God dit moet doen wat hy ons beloof het om te doen nie. Ons kan nie in die wêreld wag en verwag dat God die koninkryk krag en deurbrake en beloftes in ons lewens laat waar word nie. Ons kan nie. En die Heilige Gees kom vanmôre en hy vra jou, waar wag jy?
En ek wil jou vra vanmôre om weer te wag in die woord van God, om weer te wag in geloof en te sê, ek gaan klaarmaak met hierdie dinge van die wêreld, want my geloof is in 'n God wat groter is as hierdie wêreld. Ek gaan klaarmaak met die vrees van hierdie wêreld, want groter is hy wat in my is, as hy wat in hierdie wêreld is. Ek gaan klaarmaak met hierdie dinge van die wêreld, want my God is die God van gister, vandag en môre, en ek gaan in hom bly wag. Ek gaan weer begin bid. Ek gaan weer die woord begin aanhaal. Sit gou vir my Hebreërs 11 vers 6 op, in die King James. Amen. Hou aan. Maak jou behoeftes aan God bekend deur danksegging en smeking. En in die week vra iemand my, maar moet ons dan van God dit smeek? Ek sê, weet jy, dit openbaar ons hart aan onsself. Hoe graag jy dit wil hê. My laaitie, ek het ook seentjies en dan kom hulle na my toe en dan vra hulle my vir iets. Dan weet ek hoe dit werk. Gee hulle so 'n week kans. As hulle dit nog steeds wil hê, dan soek hulle dit regtig. Maar elke week is dit iets anderste, is dit nie? Maak jou gebede aan God bekend. Maak jou begeertes aan. Kom na die Here toe. Moenie ophou nie. Hebreërs 11 sê, but without faith, it's impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Sonder geloof kan ons nie hierdie pad loop nie. Sonder geloof gaan ek en jy nie hierdie beloftes beleef nie. Dis God se hart vir ons. Dis wat hy vir ons wil hê. Elke belofte in hierdie woord wil hy hê moet die waarheid word in jou lewe. Elke belofte wat aan Abraham gemaak is, sê dit deur Jesus Christus het ons deel daaraan. Elke belofte wil hy hê moet in jou lewe gebeur, maar dit gaan nie gebeur as ons nie in geloof wag nie. En in geloof bly toepas wat hierdie woord van God ons vra nie. Hy sê diligently seek him. To diligently seek something, you need to continue doing it. Ek het vir my vrou swangertjie gekoop met 'n Tanzanite stinkie in. Nou, dis stinkies wat net van Tanzanië afkom en dis 'n beautiful blou stinkie. Dis regtig 'n mooi hangertjie. En sy het hom nog nie eens 'n maand gehad nie. Dis die ding weg. Maar dis omdat sy hom so mooi probeer wegsteek dat niemand by hom uitkom nie, want die stinkie is maar 'n sagte stinkie. En sy's bang die kinders laat val hom, sy's bang iemand vat hom en sy het hom so weggesteek, sy kry hom nie en sy het vir hom gesoek. Sy het hom in die kas gesoek, sy het hom tussen die klere gesoek, sy het hom in die tasse gesoek. Op 'n stadium het ek my vrou eintlik so jammer gekry, want sy soek so hard na hierdie ding. Sy gee alles wat sy sit al haar tyd daarin. Hoekom? Want hy's vir haar waardevol. Because it's precious. You see, we will diligently seek what is precious to us. Ek gaan dit weer sê, we will diligently seek what is precious to us. As God en Jesus Christus nie genoeg waarde het nie, as hy nie belangrik genoeg is wie hy is nie en sy liefde, gaan jy nie diligently soek nie. Jy gaan nie aanhou soek nie, maar omdat ons as kinders van God weet wie hy is, hou ons aan soek. Ons hou aan bid. Ons hou aan doen wat ons moet doen. Ons gee nie op nie, want hy is vir ons waardevol. Amen. Hy is vir ons waardevol. Consistency is key om aan te hou. Die week het ek die voorreg om vir 2 mans te gaan bedien. En op pad soontoe vra ek Jesus, maar waaroor praat ek met hierdie ouens? Wat moet ek met hulle deel? En hoe kry ek hulle om hulle lewens vir Jesus oor te gee? En Jesus sê vir my, vertel hulle wie ek is. Vertel hulle wie ek is. Want jy sien, as wie Jesus is nie genoeg is nie, sal niks genoeg wees nie. As wie Jesus is en sy hart teenoor my en jou nie genoeg is nie, gaan niks genoeg wees nie. En ek deel met hulle wie Jesus is. En ek deel met hulle wie Jesus vir my is en wat Jesus se plan is vir hulle, hoe lief hy hulle het. En daai 2 mans gee hulle harte vir die Here en hulle bely hulle sondes en hulle bekeer hulle self. Wat kan die onmoontlike doen? Wat kan die onmoontlike doen? Jesus Christus kan die onmoontlike doen wanneer sy Heilige Gees opdaag. Maar wat hy van my en jou vra is om aan te hou. Om consistent te wees. Nie nou en dan, wanneer dit ons pas nie.
consistent te wees in ons geloof. Lukel, my jongste, hy het nou gesien ek en sy ou boetie begin gym, so hy wil ook nou gym en oefen. Nou het hy in die aande begin push-ups doen en sit-ups doen en plank en die eerste paar dae elke oefening dan kla hy. Dan sê dis nie lekker nie. Ek hou nie hiervan nie. Dit werk nie. En die tweede week vra hy my, hy sê pappa, wanneer begin hierdie werk? En ek sê vir hom die volgende, ek sê vir hom Boeta, dit het reeds begin werk. Van die eerste oomblik af wat jy dit begin doen het dit begin werk. Jy sien nog net nie die resultaat daarvan nie. Kom nou. Die woord van God werk. Sê vir die persoon langs jou, die woord van God werk. Gebed werk. Om die woord te quote werk. Om op die woord van God te staan werk. Om die Here te remind van sy beloftes werk. Om by die voete van Jesus te sit werk. Om die woord toe te pas werk. Dit werk van die eerste oomblik af wat jy dit doen. Werk dit en dit bly werk. Jy sien dalk nog net nie die resultaat nie. Maar dit is om consistent te wees en aan te hou gaan jy die resultaat sien. Wanneer jy aanhou, gaan jy die deurbraak sien. Jy gaan sien wat gebeur op God se tyd, op die regte tyd. Ons lees van 'n koning in 2 Konings. In 2 Konings 13, koning Joas. En koning Joas kom na die profeet toe, Elisa, en hy vra vir Elisa, Elisa, ek sit in hierdie moeilikheid. Ek het 'n probleem. En ons het 'n oorlog wat op pad is en hierdie ouens gaan ons aanval en hoe kry ek deurbraak? Hoe gaan ek oorwinning kry? Hoe gaan ek suksesvol wees? Ek wil jou vra vanmôre. Hoe gaan jy deurbraak kry? Hoe gaan jy suksesvol wees? Hoe gaan jy oorwinning hê? En die profeet sê vir die koning die volgende, sit hom vir ons op. Hy sê verder, sê hy, neem die pyle en hy het dit geneem. Die profeet sê vir die koning, neem jou pyle. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond. En hy het die pyle 3 maal geslaan en opgehou, sê opgehou. Hy het 3 maal gebid en opgehou. Hy het 3 maal die woord gekwoteer en opgehou. Hy het 3 maal kerk toe gegaan en opgehou. Hoekom sal jy dan nou aanhou? Ek meen, hoeveel keer moet jy dit dan nou doen? Volgende vers. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan het. Dan sou jy die Arameërs voorkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs net 3 maal verslaan. Hoeveel keer moet ons dit dan nou doen? Hoeveel oorwinning soek jy? Hoeveel deurbraak soek jy? Hoeveel sukses soek jy? Hoeveel van daai seer en teleurstelling in die verlede wil jy hê moet die Here verwyder? Want as jy maar net nog 2 keer, as jy maar net nog 3 keer, as jy maar net nog 1 keer, as jy maar net nog so 'n bietjie vasgehou het, kom nou kerk. Ek praat met iemand vanmôre. Die Here praat met jou vanmôre. Hy sê as jy maar net nog so 'n bietjie aangehou het, hoe sal jy weet? Hoe sal ek weet dit was nie môre daai dag nie? Hoe sal jy weet die God van gister wou dit nie vandag doen nie? Hoe sou jy weet die God van vandag wou dit nie môre doen nie en jy het opgehou? As jy maar net nog 1 keer of nog 2 keer. Ek het dit al genoem, maar ek dink vir my sal die hartseerste dag wees as ek die dag in die hemel instap en die Here en ek vra vir die Here, hoekom het ek nie hierdie goed gesien nie? Hoekom het hierdie goed nie gebeur nie? Hoekom was daar nie deurbraak nie? Hoekom het ek nie hierdie goed beleef nie? En hy antwoord my en hy sê, maar as jy maar net nog eendag vasgehou het en in geloof bly staan het. As jy maar net nog eendag op my woord bly staan het. Nog eendag vasgehou het en nie toegelaat het dat die sonde van hierdie wêreld jou verstrik nie. As jy nog net eendag daai verslawing teengestaan het. As jy dit maar nog net 1 keer gedoen het. Weet jy wat sou my Heilige Gees in jou lewe gedoen het? Hierdie koning in 2 Kronieke 25. Ek het my soontoe gaan, hierdie koning Amaziah was 25 jaar oud. En die woord sê
Hy het die Here gedien en hy het gedoen wat hy moes doen. En dan op die einde dan sê hulle die volgende daar. He lived well before God, doing the right thing for most part. But he wasn't wholeheartedly devoted to God. Hierdie ou se grafsteen gaan die volgende sê. Hy het die Here liefgehad. Hy het gedoen wat die Here van hom gevra het. Maar hy het dit nie tot die einde toe gedoen nie. Hy het die Here liefgehad, hy het die Here gedien, maar hy het dit nie met sy hele hart gedoen nie. Hy het die Here liefgehad, hy was 'n Christen, hy het sy Bybel gelees, hy het gebid, maar hy het dit nie devoted, consistently, bly doen nie. Ja, en ek wil vanmôre so met elkeen van julle praat. Net met myself. Ek wil jou vra vanmôre, jy kan daai skrif afvul, dankie. Ek wil jou vra vanmôre, waar bly jy? Waar wag jy terwyl jy wag op die goedheid en die guns van God? Staan jy nog op sy woord? Staan jy nog in gebed? Ek sluit af met hierdie skrifgedeelte. 1 Petrus 5. Plaas julle hele lewe in die hand van God, in totale afhanklikheid van hom. Wanneer die tyd daar is, sal hy julle 'n ereplek by hom gee. Neem al die dinge waaroor julle bekommer of julle omkrap na God toe, want hy self is die een wat vir julle sorg. Glo jy dit nog? Glo jy dit nog, kerk? Kan ons vanmôre die besluit maak en sê dat ons keer terug met ons volle hart? Kan ons vanmôre die kerk wees wat sê, we diligently, ons soek met alles in ons, want ons weet hoe kosbaar ons verhouding met Jesus is. Ons weet hoe kosbaar dit is en hoe belangrik dit is vir ons om geestelik te groei. Kan ons vanmôre die kerk wees wat sê, ons keer so terug en ons soek die Here met alles in ons, sonder ophou. Sonder ophou. Jesus het vir my gesê dat vanmôre gaan ek met mense praat wat hier sit wat opgehou het. Wat opgehou het. Wat iewers op die pad gesê het, maar ek gaan nie aanhou en ek sien niks nie. Wat iewers op die pad opgehou het om getrou te wees, opgehou het om sterk te staan teen daai verslawings in hulle lewens en ingegee het en gesê het, maar die Here sal voorsien en die Here sal 'n weg maak en die Here sal 'n pad maak terwyl ek hier wag. En die Heilige Gees roep jou terug vanmôre en hy vra, kom terug. Kom wag by my. Kom wag in gehoorsaamheid. Kom wag in my liefde. Ek wil jou vra vanmôre, as dit jy is, wil ek jou vra om jou hand op te steek waar jy sit. Ek wil jou vra vanmôre, as jy daai persoon is en jy wil vanmôre hê ek moet vir jou bid en jy wil weer ten volle die Here begin najag en jy sê ek het nou vir te lank opgehou en dit is tyd dat ek weer aan die gang kom, dan wil ek jou vra om jou hand op te steek waar jy is. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, dankie Sissa. Hemelse Vader, ek bid vanmôre vir hierdie hande wat opgaan. Ek dank U, Here Jesus, vir mense wat hier sit, wat na U stem geluister het vanmôre. Wat die boodskap gehoor het, wat vanmôre sê, dit is tyd dat ek terugkeer. Dis tyd dat ek vanmôre my verhouding met die Here hervat. Dis tyd wat ek vanmôre weer my geloof in gebed sit. Dis tyd dat ek weer op die woord van die Here staan. Dis tyd geword dat ek die volheid van God weer najag met alles in my. Here Jesus, U sien elke hart en elke hand. En ek wil nog 'n keer vra, as daar iemand is om jou hand op te steek, as jy vanmôre wil sê, vanmôre keer ek terug. Vanmôre hervat ek my verhouding met die Here met alles in my. Amen. 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 Prys die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?